Well, buen dia, all the way from Paraguay. En vandag gaan ons weer 'n bietjie Afrikaans probeer praat. Lyk vir my die Afrikaanse video is 'n bietjie geskop onder 'n paar mense se gatte. So ek vra weer eens om verskoning as my Afrikaans 'n bietjie rou is. Ek praat meer Spaans deesdae as enigiets anders. Maar nou ja. Jy weet, ek kyk na party van die mense se opmerkings in die vorige video oor Suid-Afrika, die maklike manier vir Suid-Afrikaners om uit Suid-Afrika te kom. Want meeste Suid-Afrikaners het hierdie denke, jy weet, ek het nie die fondse wat hulle nodig het nie. Om die land te verlaat het ek 'n paar miljoen rand nodig. Net om 'n klein huisie te kry, my gat in 'n ander land te kry en dan toch verder sukkel in 'n ander plek. Net om weg te kom van die geweld, die korrupsie, die ongelooflike hoë lewenskostes wat Suid-Afrika elke dag moet deurgaan. Dan het jy nog die kragonderbrekings en dan die kontrole oor solar panels en wat jy mag en nie mag doen in jou huis nie en lyf, jy weet. En dan moet jy veg vir alles wat jy het. Vir my, ek glo daar is 'n beter opsie. Ek lewe daai opsie elke dag my filosofie en my besigheidspraktis, hoe ek dinge doen en hoe ek werk en met wie ek deel. Jy weet, dit is alles om mense te help. En ek sien elke dag die Suid-Afrikaners, ek sien mense in Amerika, ek sien mense in Londen, in Holland, ek het baie mense wat van oral om die wêreld aansoek doen vir Paraguayse residency, burgerskap. Ons wettige firma en besigheidsfirma en Association is 'n geregistreerde legal firm en business consulting firm. En ons sien op 'n daaglikse basis die die hoeveelheid e-posse wat ons kry, die hoeveelheid aansoeke wat ons kry. En wanneer ons met mense praat, want vir my, dit gaan nie net dat ons jou immigrasie doen nie, dit gaan vir my en vir my span, vir my firma, vir my personeel, my vennote, ons almal glo dieselfde ding. Ons moet vir julle nie net help immigreer nie. Ons moet vir julle help hervestig in 'n manier wat so maklik is, dat daar geen stres is, geen onnodige angs en daai soort van dinge nie. Baie mense sê, nee, bly in jou land, jy moet staan by jou land, jy moet staan vir God en Vaderland. Nou vra ek vir daai mense, wat daar wil bly, wat sê hulle, jy weet, hulle gaan nie opgee op hulle land nie. Dan vra ek vir hulle, hoekom het julle opgegee op julle land? Kyk hoe lyk Suid-Afrika, kyk hoe lewe mense. Elke dag, as ek met mense praat, weet jy, ek bid partykeer seker 12 keer 'n dag, met mense op WhatsApp of Telegram of een van die ander video channels waarmee ons mekaar gesels. Want ek voel die mense se angs en ek voel die druk wat baie mense elke dag moet in die oë kyk. Jou kinders kan nie eens ordentlik uit die huis uitstap nie, jy weet nie eens waar hulle is nie, jy is so bekommerd oor dinge, geweld, onrus. Dit is malligheid hoe mense lewe in Suid-Afrika. Selfs toe ek daar gebly het, ek kon nie eers werk kry nie as gevolg van affirmative action. Ek het niks te doen gehad met fucking apartheid nie. Ek was gebore op Soweto dag, 76/06/16. Dis hoekom hulle my 666 nie. Ek het niks gehad met hierdie dinge nie. Maar mense het ons al begin sleg hanteer. Jy weet, en dan later dan begin dit jou effekteer, dan dink jy, ja, jy is niks werd nie. Jy is werd wat hier gegee word vir jou. Maar sodra jy jouself ontvlug van vrees, en jy breek vry van daai kettinge wat jou terughou, en jy probeer iets nuuts, jy sal verbaas wees die lewe wat wag vir jou. Vir my, Paraguay is Suid-Afrika 40 jaar terug. Mense gee om vir mekaar. Mense praat met mekaar.
Hier groei vrugte, groente, oralste. Daar's mango's, avocados, daar's guavas, dis oralste, in die strate, daar's nooit 'n tekort aan iets nie. Paraguay mag miskien arm wees, maar daar's niks wat kan raak op hierdie land, se gasvryheid, se liefde, se vreedsaamheid. Hier, jy kan dinge doen, jy kan jouself opbou. En wat ek gedoen het oor die laaste 3 jaar in Paraguay is, ek het 'n groot netwerk opgestel, waar dit van die hoogste government offisiële is, ons het regskantore, ons het in die privaat sektor, ons het in die publieke sektor, ons het oralste 'n baie sterk netwerk. En ek het hard gewerk vir die netwerk. En die netwerk is om mense te wat wil immigreer 'n beter kans te gee. Want nie net kom jy na 'n nuwe land nie. Ons help jou met die integrasieproses. Ons help jou met 'n netwerk wat byvoorbeeld vir jou besigheid gaan help. Ons stel jou voor aan Paraguayse mense. Want as jy deel met Paraguayans en jy hanteer hulle met respek soos wat ek met hulle deel, ek hanteer hulle soos my eie landsmens. En ek gaan altyd uit my pad uit om mense te help en hulle almal ken my autentiteit. Maar deur dit te doen, het ek baie ander besighede begin. Deur hulle te begin, het ek my besighede met mekaar ondersteun en ons kliënte ondersteun en hulle ondersteun ons en hulle kliënte ondersteun ons en dis hoe ons 'n goeie netwerk ontwikkel het. So sê nou byvoorbeeld, jy wil nou hier kom boer, jy wil jou eie ding doen, ons stel jou voor aan boere. Suid-Afrikaners wat gevestig is hierso, so Paraguayans wat gevestig is so, dan kan jy ook sien hoe werk hulle. Ons help jou met lande, eiendomme, ons help jou met alles basies, sodat jy nie hoef jouself te bekommer oor immigreer en papierwerk en taalverskille nie. Ja, Spaans is anderste, wag tot jy Guarani praat. Guarani is wat hulle meer in die interieur praat van Paraguay, maar hulle praat ook Spaans, so jy hoef nie te bekommer wees nie. Google Translate werk, maar jy leer vinnig genoeg 'n taal praat. Die grootste ding wat ek dink jy sal sukkel is die aanpassing om ewe skielik op 'n vreedsame plek te bly. Van mense nie eens hulle deure sluit amper nie. Mense sit in die dag onder die boom, drink terere, tee, water, gesels, skinder. Jy weet soos ou tannies gemaak het op die hoeke. In Paraguay het ek ook al besef, as jy 'n direksie soek of jy soek na iemand en jy sien 'n ou tannie sit op 'n hoek of op 'n stoep voor en kyk na die straat, vra vir haar. Hulle weet alles. Dis hoe Paraguay is. Jy weet, hier's nie geweld nie, hier's nie hijackings nie, hier's nie fucking hoë lewenskostes nie. En al wat dit gaan vir jou kos is net om te laat gaan van die vrees. Wat julle nou doen is nie lewe nie. Suid-Afrikaners lewe nie meer nie. Ek gee nie om of jy swart is, of jy wit is, of jy bruin is nie. As jy Suid-Afrikaans is en jy luister na my en jy hoor wat ek sê, julle hoef nie so swaar te lewe nie. Daar is soveel kontrole in Suid-Afrika en reg om die wêreld en dit is hoekom ek doen wat ek doen. Ek maak mense demoedig, want ek probeer mense 'n ander lewe wys. Ek gaan teen die stelsels, ek gaan teen elke beginsels wat 'n mens terughou in die lewe, ek gaan daarteen. Ek doen baie humanitarian efforts, ek doen baie social developments, ek doen baie dinge, nie net besigheid nie, ek help mense, ek like wat ek doen. En deur te laat gaan van die verlede van wie ons was as 'n nasie en laat gaan van daai dinge, dis verlede. Foute is gemaak deur albei kante. Foute is gemaak deur jou voorouers, foute is gemaak deur jou ouers, foute is gemaak deur jou. Laat gaan van die foute. Laat gaan van hierdie negatiewe sirkel wat ons onsself in bevind.
Ons bly die hele tyd net kop bo water, kop bo water, kop bo water, kop bo water. Daar is regtig waar, glo vir my 'n beter lewe. Ek glo nie ek is Moses of heilige mens nie. Ek is 'n geestelike mens, maar nie heilig nie. Of religious nie. Ek weet nie wat jy sê. Religious. Ek is nie religious nie, ek is spiritual. Ek glo meer in vreedsaamheid en dat God is binne almal van ons. En as jy lewe waar jy die hele tyd innerlike konflik het oor waar jy bly en hoe jy bly en swaar kry en al daai dinge, dan beteken dit God is nie gelukkig met waar jy is nie. Dis jou binnelike kommunikasie met die Hoogste. Daai klein stemmetjie wat ons altyd ignoreer, dis nie iemand met jou praat. Mense raak kwaad waarom hulle in Suid-Afrika is, want hulle voel verboureerd en weet nie waar toe te gaan nie. Kyk weg van Europa af, beweeg weg van Amerika af, beweeg weg van Kanada af, glo vir my, dit is malligheid, dit raak al hoe erger. Beweeg na lande toe soos Paraguay, wat regtig waar, Paraguay, Uruguay is regtig waar wonderlike plek om mee te kom. Die klimaat is dieselfde amper as Mpumalanga. Dis baie meer tropies, die koue is nie so lank nie, die winters is nie so verskriklik soos in Suid-Afrika nie. Jy weet, hier is meer 'n Christelike land, hier is nie baie ander gelowe hier nie. Hier glo hulle in 'n ou familiebeginsels, daar's 'n man en 'n vrou, daar's 'n pa en 'n ma. Of daar's 2 ma's en 2 pa's. Jy gay of jy straight. Dis wat hulle glo. Dis simpel. Daar's nie hierdie kamalgeit bewegings en dinge nie. Mense is hier menslik. Hulle is godvreesend. Baie gelowig. Baie geestelik. En hulle welkom mense in van alle lande met oop arms. As jy vir hulle wys, jy het 'n goeie hart, jy het 'n goeie menslikheid, 'n goeie beginsels, hulle maak hulle lewens oop vir jou. Ek het hard gewerk vir 25 jaar deur die hele Europa, verskillende lande gebly, verskillende werke gedoen. Dis hoekom ek altyd sê, ek het baie lewens in een lewe. Baie lewens in een lewe gehad. Soveel verskeie lewens, soveel verskeie ondervindinge. En hier sit ek nou in Paraguay. Ek kom van 'n arm gat familie, jy weet. Ek is die eerste een in my hele familie wat doen wat ek nou doen. Ek is die eerste een in my familie wat ons saglik goed doen. Ek is die eerste een in my familie wat, dat gaan net van vrees, en ek dink ek is die eerste een in my familie wat 'n meestergraad nou het in psigologie. Ek is die eerste een wat baie dinge gekry het deur te laat gaan van vrees. Suid-Afrika kon my nooit sulke dinge geoffer het nie. Nou sit ek in Paraguay, ek het 'n law firm, ek het 'n business consulting firm, ek het 'n konstruksiemaatskappy, ek het 'n ontwikkelinge, ek het gastehuise, ons doen baie dinge. En ek wil deel met Suid-Afrikaners hoe om dit te kry. Ek wil graag deel alles wat ek het en wat ek gebou het tot dusver met mense, met my gemeenskap. Dis hoekom ek die Ikali projek begin het in Paraguay. Ons begin het hierdie jaar, ons is besig met alles, daar's soveel dinge wat gebeur in die agtergrond, dit is skrikwekkend, maar dis opwindend en dit is, alles val net in plek, jy weet, en dan weet jy, dit is net 'n gegewe teken dat God aan ons kant is. En selfs met hierdie ontwikkeling, elke besigheid wat ek begin het, sodra die besigheid, die gemeenskap bymekaar is hier in Paraguay en ons begin ons projek, word al daai besighede wat ek het, word eiendom van die Ikali gemeenskap. Dit beteken vir die gemeenskapmense, die mense wat belê in ons gemeenskap, saam met ons gaan bly daar en werk en die plek ontwikkel en jy weet net unieke idees inbring,
in sustainability en eco-development en technology development. Ek meen, ons gaan nie net off-grip soos die hippies nie. Nee, ons is regtig gefokus op ontwikkeling. Ons is gefokus op organiese self-sustainable living. Wat beteken ons is glad nie afhanklike van krag van buite nie. Ons is nie afhanklike van water van buite. Alles wat ons nodig het ons binne. Ons praat van 22 hektars per gemeenskap. Daar's net 20 families per daai gemeenskap. So dit beteken daai gemeenskap onmiddellik stap in, nie net in 'n nuwe lewenstyl nie. Jy het klaar besighede. En sien nou byvoorbeeld jou passie lê by wet en immigrasie, jy wil werk met ons wetspan, ons law firm, dan doen ons dit. Ons help jou. Ons het mense nodig om te help te kommunikeer met mense, te help met administrasie, te deel met mense. Ons help mekaar. Sê nou byvoorbeeld iemand van Suid-Afrika of iewers in die wêreld kom ons toe en hulle het 'n belangstelling in eco-farming technologies. Nou ons fokus met eco-farming technologies is small space mass production, organies. Dis hoekom ons kyk na die hydroponic tower farms, aeroponic tower farms, ons kyk na nuwe, unieke maniere om grootskaalse boerdery in 'n klein spasie te kan doen, waar jy meer kroppe per jaar kan kry, jy kry groter kroppe. Dit is net baie lekkerder. Dit is organies, geen chemikalie is nie, geen heavy equipment nie. Jy weet, so ons doen ietsie wat 'n bietjie meer van 'n sci-fi in dit is. Dis hoe ons dit beoog. Nie net dit nie, ons huise, ons ontwerpe is uniek. Dit is alles oor vryheid. Daar's geen heininge nie, daar's geen heininge tussen mekaar se bure nie. Ons gebruik natuurlike plante en bome en bosse en ons maak dit natuurlik, want ons werk is om saam met die natuur te lewe. In unieke, moderne, self-sustainable huise. Nou het ons huise, ons het ons produksie en dan het ons ook ons hotel, klein hotel, 10 kamers, miskien 20. Ons sal sien hoe gaan dit. Maar ons begin klein, 10 kamers, ons het 'n restaurant wat ons fokus op boerekos, braaivleis, slaai, pap, ter, daai soort van dinge. Godswaterende kos. Dis wat ons wil doen. Ons bring ook 'n paar Paraguayan disse en Meksikaanse disse, maar ons hou dit simpel, ons hou dit elegant, ons hou dit festive. Dan het ons ook ander besighede op ons perseel, wat ons dan obviously ook besit. So al die profijt van al ons besighede wat ons inbring elke maand, behoort aan elke residential investor. Ons deel dit eweredig. Al ons transaksies, al ons ontwikkelinge, alles wat ons saam doen as 'n gemeenskap, ons besluit saam deur 'n voting system, deur 'n bietjie debat te hê met mekaar. When was the last time wat ons 'n bietjie debates gehad het? Dis hoe mens idees ontwikkel, dis hoe mens 'n perspektief verander, is deur te praat deur dinge, idees te exchange. Ons moet weer opgewonde raak oor die lewe, want hierdie lewe van ons is te wonderlik om te vermors, te berou, te mors. Jy's nooit te oud om oor te begin nie. Letterlik. En ons het honderde mense wat aansoek al gedoen het vir Ikali, en ons is besig om deur dit te werk. Dit is 'n lang storie, want ons soek mense wat dieselfde denke het soos ons, dieselfde ideale, begrippe, jy weet, dieselfde, values, morals, awakened souls, mense wat 'n bietjie woem onder hulle gat het, jy weet, iemand wat net wil sê, jy weet, ek wil lewe, kom ons doen iets, daai soort mense, dis die mense wat ons soek. So reik uit, en as jy enige vrae het, jy weet, reik uit. Ek hou van die debatte wat almal het, die verskeie opinies, want ek respekteer almal het 'n different perspective, hoe ons kyk na dinge. So weer eens, daar's opsies, en is goedkoper, mense wat die gemeenskap van die Ikali gemeenskap join, julle immigrasies is ingesluit in julle portfolio's, so
die legal firm, die registrations, al daai goeders word gehanteer deur die prokureurs. Julle hoef niks te doen nie, julle hoef net daar te staan, smile, gee julle papiere in en ons kry alles vir julle gedoen. En ons kan julle Paraguay se burgerskap kry vir julle binne 3 jaar deur die ICALI projek wat ons het. So dit help jou uit, so in die 3 jaar kan jy uitstap met 'n Paraguayse paspoort wat meer deure oopmaak vir jou op 'n internasionale vlak as die Suid-Afrikaanse paspoort. En om Suid-Afrika te verlaat, jy gee nie op nie. Jy gee net meer om vir jou gesin, jou toekoms. Somtyds in die lewe, selfs as ek die wêreld so bekyk en al die korrupsie en alles wat aangaan en selfs waardeur ek gegaan het in my lewe, dan kyk jy hierdie korrupsie so. Vir soveel dekades het ons alles altyd toegegooi, weggesteek. En dit is nou al so korrup dat die mense dit nie kan regmaak nie. En partykeer die enigste ding wat jy moet doen is wegstap en hulle breek, waar dit mekaar val. Bou van die as op. Ons is nou wat besig is om te emigreer, daai van julle wat dink om te kom na Paraguay toe om ons te join. Ons word gevat na 'n beter lewe. Ons word gevat na waar die Here ons wil veilig hou, waar God ons wil hê, waar ons drome, ons hoop, ons liefde kan groei, waar ons soos mense kan lewe en natuur kan geniet, waar ons ondervindinge gevul is met vrede, rustigheid, kalmte. Ek weet nie hoeveel van julle het daai gevoel in julle harte nie, maar in myne, dit is my lewe. Ek is in my 40's, ons los dit daar. Ek het 'n vrou 27, ek het 'n pragtige dogtertjie 2 jaar oud. My lewe begin op 40. Van waar ek was tot waar ek nou is, het harde werk gevat. En ek wil my landsmense, ek wil humanity help, deur mense dieselfde toekoms te gee as wat ek het. Dit is maklik. Alles wat ek het, behoort aan die ICALI. En as jy 'n beter lewe soek, behoort dit aan jou. As jy ons join, behoort dit aan jou. Reik uit. Probeer iets nuuts. Moet nie selfsugtig wees nie. Het gaan nie oor jou ego nie, het gaan oor jou kinders. Het gaan oor die volgende geslag. Wat leer jy jou kind op hierdie oomblik? Net om die hele tyd te beklei, dat die lewe swaar moet wees, dat dit is menslik om so te lewe, dit is nie reg nie. Kom nou, dink aan jou kinders, dink aan jou voorkinders, dink jou agterkinders, jou kleinkinders, dink aan almal. Dis tyd om jou familie eerste te sit. So, ja, maar hierdie is nou 'n bietjie van 'n oorweldigende video, maar dis van die hart af. Ek en my gesin, ons werk elke dag met baie mense. Rosario is baie in haar vroue en enkelouer gemeenskap, dienste en projekte, en sy help met die ICALI gemeenskap, sy help met mense op video's, selfs Suid-Afrikaners het al met haar gesels, en met my, en jy weet, 'n bietjie Spaans hier, 'n bietjie Engels daar, en jy weet, dis waar die lewe gaan. Probeer iets nuuts. Daar's 'n beter lewe daar buite. Jy moet net laat gaan van vrees. Glo vir my. Liefde en groete. Ek is Pieter van der Merwe van Paraguay, Luque.